baie hartlik welkom hierso. Dit is sommer lekker om saam te kuier. Ek is Dominee Kenneth McKenzie en ons gesels hierso vanuit ons ateljee van Swakopmund. En is 'n groot voorreg hier in die ateljee het ons ook Dominee Gerard Ensign, 'n baie bekwame jong dominee, my kollegas, voorreg om saam te kan kuier. En natuurlik ons eregas vandag is dan Dr. François Kahl. François, vir jou ook baie hartlik welkom hierso. Baie dankie, is lekker om saam te kuier vanmôre. Ja, ons hoop sommer net dis 'n lekker kuier saam met die Here. François, jy net so omgee om net so kortlik vir ons net te vertel sommer net wie jy is. Dat is ons almal net daarom bekendstel, net so vinnig in 'n meterdop. Vertel vir ons sommer net waar jou bediening begin, met wie jy getroud, waar is jou kinders in die lewe, dat ons daarom net weet met wie ons gesels. Ja, ek is 'n boerling van Suid-Afrika, gebore in 'n klein dorpie naam van Kanaven, groot geraak in Beaufort Wes in die Karoo, so ek is 'n Karoo klonkie. En toe het ek met papier toe getrek aan die strand toe en ek het daar gematrikuleer. En na afloop van my matriekjaar het ek eers personeelbestuur gestudeer by die Kaapse Technikon. En daai jaar moes ons nog diensplig gaan doen, verpligte diensplig vir 2 jaar. En toe het ek dit nou gedoen in die eerste jaar. Het ek door die ervaring gehad dat ek so half 'n liefdesteleurstelling gehad het en toe sê ek sommer so half kwaad vir die mense rondom my en toe sê ek pos my sommer net weg, toe beland ek in Pretoria. Nou dis nou daar waar ek my vroutjie Dorothea ontmoet het. Sy is 'n maatskaplike werker. Ons het toe verlief geraak en getrou. Ons het 'n een dogter, haar naam is Leonie en sy is ook met 'n jong man getroud die naam van Werner. Hy is ook op predikant en hulle het intussen laas jaar geïmmigreer na Amerika toe as predikantspaar in die staat van Tennessee met 2 kleinkinders. Seun se naam is Christian. Ek dink dikwels hy is die enigste Christen in die familie met die naam van Christian. En dan klein Carly Benay het ook haar opwagting gemaak in September laas jaar. So, ons bly nog steeds in Pretoria. My vrou is nog tans in Amerika, sy kuier 'n bietjie nog daar tot die einde van Maart maand om te help met die kleintjie, maar ons is nou gevestig tans in Pretoria op die oomblik. Voltyds in die diens gestaan vanaf Junie 1999. Het ek bedank vir die weermag as luitenant-kolonel en uitgestap in die geloof toe die Here ons geroep het en so van Junie 1999, maar wat is die laaste jaar in Junie maand het ons 25 jaar gevier in voltydse diens van die Here in die geloof. Wonderlike belewenis, maar dis ons pad wat ons gestap het tot en met nou. Vertel soms 'n bietjie François, jy's ook betrokke by Haakkraai, wat 'n fondasie is wat julle ook gestig het. Tel ons sommer 'n bietjie meer, wat se werksaamhede doen julle? Ja, vroeër jare net na eintlik toe ek in die weermag nog was, het die Here op my hart begin lê om 'n jaarlikse konferensie te hou wat gaan rondom herlewing wat ons aangebied het in Pretoria. Alles begin daar by November 1992, maar nog meer. En toe het ons die jare na het ons 2 konferensies gehad in die Kaap, NG Kerk, daai groot kerk van die Kaap. En toe skielik ontplof het na 4 en 8 en 12, 1 jaar tot 32 naby konferensies aangebied in Suid-Afrika rondom die saak van herlewing. 'n Verlange dat die Here vir ons sal besoek en toe het ons onsself bietjie so begin uitbrand. Ons was geweldig besig by die huis en toe lei die Here ons om te bedank by Herlewing Suid-Afrika destyds en so effens 'n breek te vat. En in daai tyd van breek en van rus het die Here die konferensie Haakkraai op ons hart gelê. En op daai stadium was ek reeds een van die mede-aanbieders gewees van 'n konferensie oor herlewing by die baie bekende Billy Graham Sentrum in Amerika, North Carolina, met 'n klomp groot geeste van Amerika wat saamgewerk het. Organisasie, so ek was 'n jong mannetjie van Suid-Afrika, nog steeds eintlik is. En nou ja, en daai kongres se naam is genoem Haakkraai. Eintlik Haakkraai Conference for Revival. En ons het net gevoel, ons naam moet net Haakkraai wees, is 'n verlange na die Here, dat hy vir ons iets nuuts sal kom doen ook in Suid-Afrika, wat toe spontaan gelei het na die stig van 'n organisasie met die naam van Haakkraai, wat in Suid-Afrika is, wat dan fokus op die bediening van persoonlike herlewing, herlewing in die gesin, herlewing in die huis, of in die gemeente en selfs in 'n gemeenskap. So daar's persoonlike herlewing, daar's korporatiewe herlewing en daar's herlewing van God se werk. En dis waarmee ons tans besig is die laaste klompe jaar in Suid-Afrika, maar ook in ander dele van die wêreld, rondom die boodskap, ja. Nou liewe luisteraars, ons gesels sommer hierdie dag ook oor die tema van gebed. Gebed, ek dink, is een van die groot vreugdes van die lewe. Ek wil sommer hier vir Dominee Gerard, my kollega, vra, sommer net uit 'n baie praktiese ondervinding. Ons kom maar seker dat agter daar mense is maar wat sukkel op met aanbidding, sukkel maar met verskeie aspekte daarvan, soms 'n gevoel van die Here hoor ons nie, of ons weet nie hoe om te bid nie. Ek wil so graag aan jou so net baie prakties, Gerard, hoe beleef jy dit in die bediening? Waarmee sukkel, waarmee worstel ons mense rondom gebed? Ja, welke julle
dink nogal as ons kyk na ons eie gemeente, dan sien ons dat daar werklike ywer is om te wil besig wees. Hulle wil graag vir die Here werk, hulle wil graag by sopkombyts betrokke wees, hulle wil graag help by ons aksies soos Food and 5 en die klere projek ensovoorts. Maar as ek kom by gebed, daar is al so 'n bietjie van 'n ongemak. Dis amper asof mense die eerste plek nie waardig voel te bid nie, maar aan die ander kant nie weet of hulle kan bid hê. Dis amper asof daar 'n sekere groep is wat gebed moet lei in die gemeente, terwyl ander nie noodwendig voel dat hulle die vermoë of die vaardighede het om te bid nie. Ek net miskien saam met dit is dit ook 'n stuk verwagting wat daarmee saamgaan. Van as ek nou gebid het, was dit goed genoeg? Wat tel as 'n gebed wat waardig is? Wat maak dat ek kan opstaan en mag bid? So ek dink daar is hierdie verwagting dat daar 'n kwalifikasie saam met gebed moet gaan. En dink maar dat ons al vir ons skulpe intrek en eintlik maar nou wag, kan iemand anders nie maar voorvat nie. So ek dink op hierdie stadium is dit maar iets waar ons bietjie werk en oordink en probeer verstaan. Wat is dit wat so intimiderend is van gebed? Ja. Fransjo, miskien kan jy daar vir ons bietjie help. So ek dink sommer net uit jou geskiedenis en die oppe van die Haakdraai beweging en ek dink aan die Andrew Murray's beweging in Suid-Afrika en sit net sommer so in die geskiedenis heen kyk oor Engeland, die groot herlewings wat daar ook op 'n stadium uitgebreek het. Ek kan onthou dat daar een herlewing plaasgevind het sonder dat daar nie 'n groot hoeveelheid gebed of 'n honger te na gebed was. Miskien kan jy ons net 'n bietjie help die verwantskap tussen gebed en herlewing en wat wil ons graag bereik of wat is die doel eintlik van 'n tipe van herlewing? Ek wil graag vir u daaroor saam met jou gesels. Hoe dink jy daaroor? Ja, ek dink Matthew Henry het gesê dat when God intends great mercy for his people, the first thing that he does is to set them a praying, is om eers te begin om sy mense op te wek om te begin bid, jy weet. Maar ek stem saam met broer Gerrit vanmôre dat ek dink baie mense worstel rondom die gedagte van, voor ons nou praat oor herlewing en gebed, maar rondom die gedagte van gebed, het ek nou goed genoeg gebid en jy weet, het ek nou regte woorde gebruik, weet daai. En dan besef 'n mens eintlik maar gebed is 'n mens regtig mooi gaan dink oor, is eintlik maar net 'n tweegesprek wat 'n mens met die Here kan hê. En as so 'n oulike boekie geskryf deur Rosalind Rinker daaroor dit gaan oor iets 'n conversation with God. Wat eintlik gaan is oor tweegesprekke, om tyd te spandeer saam met hom. En dat wanneer 'n mens dan oorgaan tot gebed, is nie noodwendig oor om dan voor mense te gaan bid nie, maar jy is in kontak met hom. So ek praat eintlik met hom. En ek luister ook as hy met my praat. Ek dink as ons mense leer, dit gaan nie oor die woorde wat ons gebruik nie en wat ons eintlik sê nie, maar dit gaan regtig oor net om met hom te praat oor wat op ons hart is. Want dan die groot geheim wat ek ontdek in my eie persoonlike lewe vir myself, as ek nou al die godsmanne so gelees het van herlewing en een van my stokperdjies was natuurlik gewees om biografieë te lees. Ek het letterlik honderde boeke daar by die huis wat gaan oor die verhale van 'n George Mueller en 'n Hudson Taylor en Billy Graham en 'n klomp name genoem van Engelse herlewings en so aan, maar en al daai manne se boeke gelees en ek ontdek een ding by al daai godsmanne, hulle het 'n tyd gehad van gebed in die oggende om te gaan sit en met die woord te spandeer en te lees om te lees, te leer en dan in daai hele studie van hulle lewe het ek nou ontdek dat die groot geheim van gebed gaan nie oor wat ons sê nie, maar is om te leer om te luister oor wat die Here graag eintlik vir jou wil sê. En dat wanneer mens dan bid, dan praat 'n mens oor wat die Here deur sy gees op jou hart gelê het. En so die hele gedagte van gebed dan, wat eintlik die fundament word van herlewing, is dan eintlik gebed is 'n intimiteit met ons Vader wat in die hemel is, met die Here Jesus deur sy gees. En dis eintlik die fundament van alle herlewings as mens praat van gebed. Van baie keer as mens nou dink, as ek dit mag sê, as mens nou dink byvoorbeeld aan die baie bekende 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 14, waar Salomo sê, as my volk wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, dan dink ons, maar ons moet onsself gaan verootmoedig, ons moet nou gaan bid, ons moet ons sonde bely. Maar eintlik as 'n mens kom by daardie gedeelte van 2 Kronieke 7, dan sien ons daar's al seker 'n stuk of 15 of 20 goed in Salomo se lewe in plek, voordat hy met die Here praat oor herlewingsgebed. En dit begin eintlik by hoofstuk 3. En dan staan daar geskrywe in koning Salomo, het hom verswaar met, jy weet, met die ou van Egipte. So as jy mens die eerste paar verse gaan lees van hoofstuk 3, ontdek mense dat daar was alreeds 'n paar goed in plek gewees in sy lewe. Soos byvoorbeeld daar staan geskrywe en Salomo het gewandel in die insettinge van sy vader Dawid en dit liefgehê. So ons sien duidelik twee goeders wat in plek was in sy lewe, was 'n liefdesverhouding met
die gebod, die woord van die Here met ander woorde. So ons kan nie vir mense regtig leer hoe om lief te hê nie, want ek kan nie vir jou sê maar jy moet jou vrou meer lief hê nie, want jy is of lief vir haar of jy is nie, want liefde is die dissipline. So die fundament van enige gebedslewe lê by wat 'n mens noem intimiteit. Dis om tyd te spandeer saam met een wat jy liefhet. En hoe wys ek vir my vrou dat ek vir haar lief is om tyd te spandeer saam met haar. Hoe wys ek vir God ek is lief vir hom, is om tyd te spandeer saam met hom. En so die fundament van 'n gebedsverhouding. En so as mens kyk na Salomo se lewe, dan ontdek 'n mens die liefdesverhouding, die liefde vir die woord. En dan kom ons by die punt wat 'n mens 'n klomp goed in sy lewe sien. Een daarvan is dan natuurlik die gedagte van 1 Konings hoofstuk 3 vers 9, die Lepshama gedagte. En dan so gaan hy aan tot by die punt van hoofstuk 9. So daar was letterlik amper 15 tot 20 goed in plek in sy lewe. En toe bid hy eers die gebed vir herlewing. So ek dink baie keer is mense dan net fokus op die gebed vir herlewing, ontdek 'n mens maar al daai godsmanne wat deur die eeue heen gebruik is in herlewingstye, het eintlik die geheim ontdek as mens dan nou terugkyk. En dis die ding van intimiteit. En dis wat Andrew Murray gesê het in die 1860 herlewing is dat baie mense vervang 'n lewe van intimiteit en gemeenskap met die Here Jesus met Bybel lees, bid en kerk toe gaan. So die vraag is nie was jy by die kerk Sondag, het jy jou Bybel gelees vandag, selfs gebid nie, maar was jy in kontak met die een waaroor jy gelees en gebid het? Dis eintlik die vraag, ja. As ek vir jou 'n bietjie kan vra daai punt, daar is dink ons net baie na die praktyk. Ons sit jou vrou self 'n onderwyseres en weet maar hoe ongelooflik druk die programme gaan, net buitemuurse aktiwiteite en ouers moet regtig vrek hard werk op hierdie stadium om die pot aan die kook te hou. Dink ons almal beleef maar 'n bietjie van die tekkie druk aansienlik harder en daar word 'n nogal 'n groot verwagting op ons almal geplaas om ekonomies dit te maak. Met in terme van tyd raak afsondering en gebed raak nogal 'n groot uitdaging as mens baie laat in die aand eers by die huis kom, kinders in die bed het. So wonder ek net as mens kyk na daai praktiese aspek waarmee ek dink gewone lidmate mee sukkel met in terme van ek het 'n enorme besige program. Wil ek vra, jy enige gedagtes hoe ons die kop skuif kan maak dat gebed nie net nog 'n event is, nog 'n aksiepunt wat ek moet afhandel van die dag, maar dit regtig is waar ek gaan verfris word en asemhaling beleef en regtig iets beleef van hoe God my nuut maak. Ek wil 'n bietjie mooi te verstaan hoe jy dink gewone lidmate kan omgaan met God. Dat dit juist nie hierdie swaar ek moet nou nog iets gaan doen, maar dat dit 'n vreugde is wat mens daar kan ontdek. Miskien gedagtes wat jy daarop doen. Ja, ek dink Franco het ons nou al baie gehelp hiermee. Ek het nou mooi geluister en iets wat my sommer onmiddellik getref het. Dis dat gebed plaasvind vanuit 'n intieme verhouding met God. En as jy mens so dink aan, jy weet, ons almal doen dit mos maar nou so tyd tot tyd as dit haastig gaan, dan sit ons nou om 'n tafel, ons gou vinnig eet. Ons loer gou in by mekaar want ons stel belang. Jy weet, ouers by kinders en kinders by ouers en man by vrou en jy weet hoe gaan dit en op 'n jou dag en terwyl ons kos voorberei en al die tipe van dinge en as ons aansit, dan sê ons gou vinnig daai rypie op, asof ietsie nou in daai rypie moet gebeur. Ons het dit dan afgemerk, dan was dit nou 'n taak gewees. Ons het gou gebid voordat ons eet. Maar daai vinnige rypie vind nie plaas binne daai verhouding nie. Dit is juist waarna ek nou verwys. As jy dit eintlik net moet afhandel om te kan voorkom. Dan wat het plaasgevind voor ons daai moment bereik het? Wat plaasgevind het is daar was interaksie. Daar was gesprek, daar was verhouding. En ek dink dat die ander kant toe kan 'n mens, jy weet, op die einde van die dag uitgebid op die bed gaan lê en sê, "Sjop, ek het 'n besige dag gehad. Ek het glad nie by die Here uitgekom nie." Die ander kant daarvan is dat jy op die bed gaan lê en sê, "Sjop, Here, ek het hier raak geleef deur my besige dag." Soos ek en Kenneth baie keer mekaar groet in die gange soos ons bedieningswerk toe. Ons spraak gou vinnig gang op, is jy alright, jy lyk my bietjie moe. Hier is dan vir jou 'n koffie en ons gaan weer aan en ons bel mekaar, ons praat mekaar. By uit van die dag het ons 'n besige dag gehad. Ons was heeltyd in kontak met mekaar. En die verhouding het gegroei. En ek dink baie keer dit ons nou eerlik wees mekaar gebruik ons dikwels maar 'n besige agenda as 'n verskoning om in gebed te tree, 'n verskoning om 'n verhouding met die Here te hê. Wat 'n verhouding van werk. 'n Verhouding is nie altyd lekker nie. 'n Verhouding is nie altyd net glimlagte nie. Dit is ook konfronterend. Met oom Praatjak het nou gister
Ook het ons bietjie gepraat oor hoe die Here ook soms moeilike goed op ons hart druk. Ons bewus maak die Heilige Gees, man. Kenneth, weet nou nie of jy dit nou reg gesê het nie. Gerard, daai gedagte van jou, maar versigtig wees vir die materialisme. En dis deel van my verhouding. So ons moet, kyk, Kenneth, primêr die vraag vra, is ons regtig so besig? Of ons eintlik maar redelik gemaklik in ons besig wees? Sodat ons nie daai verhouding hoef te betree nie. Ek het eendag 'n kursus aangebied rondom die inkontak materiaal by NG Kerk in Graafrenet. En 'n vriend van my wat in Middelburg bly, sy naam is Dr. Derek Bissett, hy's 'n pediater. Sy vroutjie, dit is haar naam. Sy is ook een van die agterkleinkinders van Dr. Andrew Murray, wat gebore is en wat moes opgetree as predikant daar in Graafrenet en ek het hom saamgeneem om so 'n bietjie te getuig rondom sy persoonlike binnekamerlewe, sy tyd saam met die Here Jesus as pediater. En toe het hy vir die mense gesê die dag daar, ek sal dit nooit vergeet nie, hy het gesê, as dit vir jou belangrik is, dan sal jy tyd maak vir dit. En 'n groot deel van sy werk is om tot laat in die nagte, is hy nog by die hospitaal besig met die prematuur babatjies en dan kom hy tussen 12 en 2 in die nag by die huis van hospitaalbesoeke af. Dan neem hy gou 'n stortpad en dan gaan sit hy daar op sy leerbankie en dan vat hy sy Bybel en lees en bid hy voor hy gaan slaap. En hy sê, as jy môre wakker word as jy pap en jy's moeg en dan moet jy weer gaan werk, jy weet, in die hospitaal. Maar as dit vir jou belangrik is, dan sal jy. En ek dink dis nogal wat Gerard nou uitlig wat so belangrik is nie soseer om deur die gewoonte te gaan of die ritueel van gebed of om Bybel te lees nie, maar is om seker te maak dat jy bou die verhouding. Ek dink nie God staan met 'n stok en wag om te slaan as ons nie elke dag gelees en gebid het nie. Maar as ons werklik graag by hom wil uitkom, kom ons sê ten minste dan 3 of 4 keer per week, dan sal ons. En selfs met 'n huisgesin met jong kindertjies kan 'n mens beurte maak, jy weet. Pappa en mamma kan dalk sê maar goed, ek vat vir die kinders en gaan was hulle en gee vir hulle kosie vanaand en dan kan jy 'n bietjie tyd spandeer saam met die Here en dan sal ek weer môre aand en so. So daar is 'n seisoen in 'n mens se lewe van besig wees. Maar as 'n mens, wil ek amper sê, default na voortdurend besig wees as 'n verskoning wat jy nie by die Here kan uitkom nie, dan voel ek dan is daar 'n probleem met die verhouding. Nie soseer met die godsdienst wat ons beoefen nie, maar die verhouding. Dit is nogal belangrik wat jy uitgelig het, Gerard. So ek dink 'n mens met die verhouding moet 'n mens koester en ontwikkel en dan sal die gebed outomaties in elk geval gebeur, want dan raak jou lewe van gebed, want jy is voortdurend in kontak met hom. Jy praat sommer so as jy ry en as jy stap, jy hoef nie noodwendig te gaan sit en lees om in kontak te wees nie, want jy is in kontak met hom. So ek dink die verhouding is baie belangrik. Ek dink so saam met julle, ons moet net oor die Jesus se eie bediening. Wat my nog opgeval het, is die hele gedagte dat hy nooit nêrens sy disippels geleer om te preek. As nêrens 'n teks wat sê, goed, julle gaan nou begin met 'n fotum en daarna gaan julle dit direk daarna hierdie gedeelte hanteer, maar wat interessant vir my is dat hy spesifiek geleer het om te bid. Leer ons hoe om te bid. En dan tot natuurlijk die voorbeeld van die Onse Vader, wat ek dink op ons reg van groot waarin op steeds is. Ek het wonder sommer net as mens mooi gaan dink rondom die lering rondom gebed, François, waar jy nou ook hierdie week met ons saamkuier. Jy het 'n gedagte net al genoem, ek wil net so 'n bietjie op dit uitbrei in die omgewing van die lep shema, die luister van die hart. Wil jy nie net vir ons bietjie daarvan, bietjie deel van die hartsgesindheid, en jy red op om dit op die tafel sit. Dink nogal met skuif nogal tyd en prioriteite sit ek, is iets vir jou nogal op die hart belangrik is. Ek hoor nou die voorbeeld jy noem van die pediater. Hy vind nog steeds tyd in sy besige dag, want dit is vir hom belangrik. En sien ek dink iets van die hartsgesindheid. Gebed binne elke bietjie by jou, hoe dink jy daaroor? Ja, ek is genooi so 'n tyd gelede om by 'n Bybelskool 'n paar lesings te gee, eers oor disippelskap en toe het ek gepraat oor die gebedslewe van die Here Jesus 'n hele week lank. En in my navorsing rondom dit het ek ontdek daar sekere fundamentsbeginsels wat in Christus se lewe was, wat eintlik die rede is hoekom hy so 'n kragtige gebedslewe gelei het. En dan as 'n mens dan gaan kyk na Jesus se gebedslewe per se, afgesien van hierdie fundamentsbeginsels, dan ontdek 'n mens daar sekere goed wat Jesus toegepas het in sy lewe deur middel van gebed, wat ek dink is so belangrik vir elkeen van ons. So as mens net kyk na die fundamentsbeginsels, waarvan lep shema is nou een, en dan is daar hitpalel, en dan is daar ook die naam van die beginsel van covenant, wat eintlik 'n amazing beginsel is. Ek weet nie of jy al gehoor het van covenant nie. Ja,
As 'n mens instap daar by 'n Joodse sinagoge in Israel, dan is daar so 'n klein plaatjie opgeplak, net aan die bokant. En dis nou waar die Bybel geberg word, die Ou Testament. Dit is ook bekend as die Ark van die Verbond. As jy hom nou oopmaak, dan haal jy nou die verbond, die boek uit, en dan lig hulle hom so op, en dan sê hulle vir ons, maar die boek is nie meer gekarring, dis dieselfde boek wat ons laas Sabbat gelees het, jy weet. En dan word 'n heuningkie rondom gestuur, dan druk jy jou vingers op die tip van die heuning, en dan suig jy dit so, en dan sê maar die woord van die Here is soeter as heuning. Daar staan maar so 'n teksvers in die Psalms, jy weet. Maar dan, daar's 'n onderskrif hier onder daai ark, en dis die woord Kavana. Kavana beteken jy met jou hart begin rig op die een voor wie se aangesig jy staan. So ons het baie vroeër jare, ek weet nie of jy kan onthou hoe Gerrit jou pappa nog gebid het. Nou is mens daar by die kansel bestyg op 'n Sondagmôre, staan die dominee stil vir 'n geruime tyd, dan bid hy nou kort gebed en vra vir hulp. Maar tegnies gesproke is dit wanneer jy voor die Here gaan staan en sê, maar ek kom staan voor U vanmôre. Nou baie van daai het nou verval by ons nuwer gemeentes in Suid-Afrika, ook in Namibië. Maar die beginsel van Kavana vloei uit die beginsel van Leb Shema uit. En ons praat nou oor Jesus se fundamentsbeginsels, nie eers hoe hy gebid het nie. Maar as jy nou praat van Jesus sê leer my om te bid, Lukas hoofstuk 11, en dan die Onse Vader was eintlik moet 'n mens hoofstuk 3 gaan bestudeer, hoofstuk 5, hoofstuk 6, hoofstuk 9. Dan is daar 6 ander goed voor daai moment dat hy sê leer my om te bid. Want 'n mens leer mos by iemand as jy hom dophou, of as hy dit vir jou sê. En op daai stadium het die disippels hom so dopgehou en gesê, maar die man het iets in sy kontak met die Vader wat ons ook wil hê. So leer ons dan nou wat nou hier, wil hy hom dop die hele tyd. Dit hoef jou 'n idee te gee, byvoorbeeld as 'n mens nou ek gaan iets nou sê op grond van die Lukas gedeelte, en as ek gou vir jou dan Kavana verduidelik is, as ek mag, jy weet. Ja, nou alles begin by hoofstuk 3 van Lukas as mens, en dan hoofstuk 5, daar's 5 punte in Lukas 3, daar's 5 punte in Lukas 5, dan is daar die Lukas 6 gedeelte, die verkiesing van sy disippels, en dan kom ons by hoofstuk 9 uit, wat eintlik 'n aangrypende gedagte is, wat hy praat van 2 dinge. As hy praat van daarbo by Caesarea Philippi, dan sê hulle, en daar is soveel afgode gewees van Pan en van die plek, en dan vra Jesus die vraag, maar met al die klomp afgode wat hy is, nou wie sê die mense is ek? Dan sê maar, U is so, en dan sê hy vir Petrus, maar wie sê jy is ek? En dan sê maar, U is Christus, die Seun van God. Maar dis nou in Lukas hoofstuk 9, maar jy moet dieselfde gedeelte gaan lees in Matteus hoofstuk 16, dan staan daar geskrywe, hy sê vir hom, Simon, seun van Bar-Jona, vlees en bloed het dit nie vir jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Met ander woorde, terwyl Jesus besig was om te bid, het sy Vader gewerk in die hart van Petrus om Jesus bekend te maak. En dan besef 'n mens die diepte van daai ding, is dat terwyl ek besig is om tyd te spandeer in God se teenwoordigheid, is God besig om te werk rondom my in die hart van my geliefdes. Is dit nie 'n aangrypende gedagte as mens daaroor dink nie? En hy vra vir hulle 2 vrae. En dit beteken Jesus was 'n perfekte coach gewees. Jesus het 339 vrae gevra in die evangelies, om meer om vrae te vra. So, as mens die lewe bestudeer, tot op daai moment, dan kom hulle agter met die rabbi van hulle is anderste. So leer ons dan ook hoe om in daai kontak te wees met al daai goed as mens, want ons wil ook so wees met ons Vader, jy weet. Maar goed, een van Jesus se fundamentsbeginsels wat maak dat hy dit so kon gewees het, is dan die beginsel van Kavana en van Leb Shema. Kavana beteken is om jou hart te begin rig op die een voor wie se aangesig jy staan. En met ander woorde, jy kom eintlik by 'n punt wat jy begin besef dat elke oomblik van die dag staan jy eintlik voor die aangesig van die Here. En dan kan jy dit nou baie prakties maak. Ek meen in Exodus, wat die Here vir Moses sê, trek die skoene van jou voete af, die plek waarop jy staan is heilige grond. Hy sê dieselfde vir Josua in hoofstuk 5. Maar ek het eendag baie nou gedink daaroor, en dan kom daar 'n gedeelte op in Genesis hoofstuk 28, waar Jakob gebid het. En toe sê hy, maar die Here was op die plek, en ek het dit nie geweet nie. Toe noem hy die plek Bethel, die God van Bethel. So die Here was op die plek, ek het dit nie geweet nie. Maar as ons as kinders van die Here 'n pad stap met die Here Jesus met in ons en by ons, staan ons eintlik elke oomblik van die dag op heilige grond. Is dit nie so nie? As mens mooi daaroor dink. Praat nie eens van die tempel van die Heilige Gees wat in mense hart is nie, maar en daarom, hoe leef ons dan, wil ek amper sê, bewustelik met 'n God wat half nie sigbaar is in die wêreld daar buite kan nie, maar tog staan jy onbewustelik so. Hoe wandel jy onbewustelik bewustelik met die Here? Dis met die beginsel van Kavana. Ek moet my hart begin rig op die een vir wie se aangesig ek elke oomblik van die dag staan. En dis wat die Here vir Abraham gesê het, toe hy gesê het, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.
En ek het baie gedink oor daai gedeelte al. En kom ek vertel vir jou net 'n storie Kenneth en Gerard, en miskien help dit vir ons luisteraars 'n bietjie en ek kon ook 1 jaar het ek gepreek in Wallis en ek het 'n klompie predikante afgelaai en ek het gestop daar by 'n treinstasie en ek wou net die minibusie parkeer. Ek wou gaan geld trek en ek wou eintlik by Starbucks se draai maak om vir my cappuccino te koop en brandstof in te gooi in die minibus. Dan was ek aflei na Swansea toe. Die Swansea is 'n Bybelskool van Rees Howells. Ek was daar gaan preek in die suide. En ek onthou ek het so 'n klein bordjie teen die muur gesien wat sê koop vir jou 'n parkeerkaartjie aan die binnekant en ek gaan staan in die ry om die kaartjie te koop. So lang ry mense. Ek kom uiteindelik daarvoor. En toe sê die ou vir my meneer, dit is Saterdag in Wallis, parkering is gratis. En nou stap ek daar weg en ek koop die cappuccino en ek gooi die brandstof en ek ry na Swansea toe. En so ek is so ingery, toe praat die Here met my. Hy vra Frans, wat het nou eintlik gebeur by die treinstasie? Ek sê Here, ek het eintlik niks, ek het net so 'n halfuur of so vir my tyd gemors, jy weet. Maar toe vra die Here my 2 vrae en hy bring die teksvers in my hart op: wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Die 2 vrae was die volgende gewees: hoeveel mense sal die regte dinge doen omdat die regte mense na jou kyk? So baie keer praat ons mooi want die ou wat jou dalk kan bevorder of jou kan help, luister nou mooi, jy moet 'n goeie impression maak, jy weet. Maar die ander vraag is die moeilike vraag: hoeveel mense sal die verkeerde dinge nie doen nie as jy weet jy gaan uitgevang word? As jy weet jy gaan uitgevang word, sal jy dit nog steeds doen? Kan word is nee. Want ons wil nie sleg lyk vir mense nie, of ons wil nie. Dis hoekom kinders of jong mense skielik 'n skerm van 'n rekenaar verander of 'n televisiekanaal of dalk miskien op 'n praat en skinder en vinger wys as mense skielik oor mense pad kom. Maar ons vergeet eintlik dat jy's reeds uitgevang. Want daar's mos een binne ons wat saam met ons beweeg. Van elke plek waar jy staan is eintlik heilige grond. En die beginsel van covenant beteken dan bloot jy begin nou jou hart rig intentioneel op die een wat in jou is. Want jy wil in kontak wees met hom. En so ons leef eintlik elke oomblik van die dag voor die aangesig van die Here. Want waar is die aangesig van die Here? Dis in die hemel daarbo, maar eintlik ook dis in ons harte. Van Jesus sê mos die wêreld gaan hom nie sien nie, maar jy gaan hom sien ken. Hy gaan in jou kom woon en langs jou kom staan. So in my eie gebedslewe het ek gesien, maar hierdie is 'n fundamentsbeginsel in Jesus se lewe. Praat nie eens van sy manier van gebed. Ons het nog nie eens geraak oor sy gebed in die paar dae wat ons saam is nie. Ons praat maar oor beginsels, maar eintlik as jy gaan kyk na Lukas, is daar amper 20 goed om te leer van sy gebedslewe, maar toe ek dit nou begin ontdek sy fundamentsbeginsels, soos Lip Shema en Covenant, dan raak dit deel van my gebedsfokus vir myself, want ek wil so leef, dat ek so bewus is van hom elke oomblik van die dag, want hy is mos nou in my en saam met my. Nou wat sal nie gebeur, as ons mense kan leer, om hulle harte te rig op die een vir wie se aangesig hulle staan nie? Is dit nie wonderlik nie? Dis Covenant. En dis 'n uitvloeisel van Lip Shema, want dit jou hart wat soekende is na hom, jy weet? Ja. Ja. En ek vraag dat jy Gerard in jou kan presies wil graag weer 'n bietjie reageer op wat jy nou net as Franso gehoor. Ek beleef nogal baie keer in bediening, jy kan nou saam met my gesels, mense wat frustreerd is, hulle gebede word nie verhoor nie, maar top is mense nou hulle vra net maar hoe bid jy of waarvoor bid jy? Dan moet jy dis baie persoonlik op my eie behoeftes, my eie getiel, my geluk. Here help asseblief op met hierdie werk, Here help met hierdie parkering, Here help my kind. In hierdie is 'n moeilike situasie en dit begin amper die fokus is baie sterk op wat my behoeftes is. En God is maar eintlik die kelner wat amper moet rondhardloop om seker te maak jy is gelukkig. Miskien kan jy vir ons net 'n bietjie dalk teologies vir ons help om hoe dink ons oor met wat Frans ook nou gesê, teologies, hoe dink ons oor God ook gebed? Wat is die fokus kan gebed? Dit is die fokus op die Here of is die fokus op my eie persoonlike behoeftes, begeertes? Help ons bietjie daai gedagte mooi te behoor. Ja, ek het sommer begin toe Frans nou gedeel het. Daai gedeelte om jou hart na die een toe te draai, na God toe te draai in gebed. Toe onthou ek nou terug hierdie geleentheid wat ek bygewoon het, so toe skool was, voorskool. Nou Freddy, ouetjie wat ons klank opneem, hy's nou lekker sterk en groot spiere, hy doen hierdie crossfit en dan eet 'n mens mos ook goed en baie en net meer as 1 of 4 of 5 stukkies proteïene per dag wat jy inkry. Maar dan begin mens ook vinnig eet.
En jy's nie meer bewus van wat jy eet nie. Jy gooi dit eintlik maar net hier in die keelgat af. En ek kan onthou ons het toe hierdie diens bygewoon. Ek dink dit was nog Dominee Dion Bester, daar in die Parel. En dit het 'n groot impak op my gemaak. En ek was ook maar nou 'n hoërskoolkind en die koshuiskinders het bygewoon, so ek kan nou nie die hele boodskap onthou nie. Dit is nou maar moeilik om te fokus, maar wat ek wel kan onthou is uitgepraat oor 'n vrugteslaer. En nou ek kan onthou die koshuis het ons ook maar hierdie jy kan vroeg vrugteslaer gekry wat jy ook maar ons almal sien en proe dit op die oomblik. Ja, daai nou. Weet jy ook maar so hastig eet voordat jy moet gaan oefen vir sport en die dinge. Maar het het ons gesê, vat jy 'n druiwekorrel en sit hom in jou mond. En moet hom nog nie kou en insluk nie, maar voel net eers daai korrel in jou mond. Voel sy tekstuur, voel hoe koel hy is. En dan soos jy hom stadig byt, voel die vloeistof, proe dit. Kou stadig, neem dit in, proe die sade. En dit wys so aan daai bewuslike gebed met God, om in daai moment te wees, om juist weg te doen met, Here help tog hiermee, Here help tog daarmee, Here help die kinders, maar terug, bewus, lewendig te word in gebed. Ken of by jou vraag, ons is so rukkie terug, toe ons in ons gemeente so 'n bietjie saamgesels met 'n groepie oor intersessie. En dit was vir my ongelooflik interessant gewees. Ons het materiaal gebruik van Charles Spurgeon. En hy het nie veel geskryf spesifiek rondom dit nie, in daai gedeelte wat ons gebruik het nie, maar ongelooflike perspektief. Hy sê, voordat jy kan bid, het ons eers baie mooi verstaan, som Jesus die wet op. Lief vir God, lief vir jou naaste. En toe sê hy, as ons bid, ons kan nie net wegspring nie. Ons moet regtig soos hy druiwekorrel bewus word van God, maar so ook bewus word van ons naaste. Die naaste is nie noodwendig, jy weet, my beste vriend nie. Naaste is ook daai een met wie jy nie so lekker oor die weg kom nie, vir wie jy nie soveel ooghare het nie. En wanneer ons dan daarin begin klim, voordat ons kom by al ons aardse behoeftes, en die dingetjies wat ons nodig het, om werklik, jy weet, die mens agter Fred raak te kyk, jy weet, die een vir wie God ook lief is, die mens agter kennef, en dan bewuslik in daai gebed in te klim van, Here, help my om te bid vir kennef. Wat is my broer se behoeftes? Wat is my vyand se behoeftes? Wat is die ene wat ver is van my of naby aan my is se behoeftes? Ek maak presies dit maak jou net weer lewendig, daai hart van klip. Soos ons Esegiel lees, word vervang met daai hart van vlees, 'n sagte hart. So ek weet nie of dit beantwoord nie, maar dit breek bietjie weg van hierdie kliniese manier van bid, hierdie gebed, hierdie lysies en Patrone en formules. korrek. En net 'n hart wat oorloop, uitgestort word voor die Here. So ek vind dat daar saam met jou kan beamoed wat jy sê, wat vir my net nogal van groot waarde was, ja, na die bestudering van die Bybel toe, het daai gebed bestudeer. Daai woorde nogal wat my fokus ook geskuif het, net na, hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, dan kom die fokus. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, en daarna volg vir res. Maar dit voel vir my, dis maar amper om die eerste fondasie te lê, by jou gebedslewe is die soeke na God se wil, dis die soeke na God se koninkryk, is die soeke na sy heiligheid. Jy weet, en daarna kom alles wat daarna gepaard met, vergewe my daaglikse brood, of vergewe my skulde, vergewe. Maar het voel vir my nogal of die ingesteldheid, die manier hoe ek dink oor gebed, regtig so klein bietjie moet skuif van, dit wat ek graag wil hê nou, wat wil God graag, en dit wat my naam verheerlik, of wat my naam ter ere strek, nou wat is dit wat God se naam ter ere strek. En ek dink nogal die klemskuive, wat er nogal plaasvind, Frans, op 'n bietjie daai vraag na jou kant toe rig op 'n baie praktiese manier. Ons het nou gisterand ook gekyk na Jesus se gebed, sy hoëpriesterlike gebed, Johannes 17, as ek reg onthou. Met en ek sien sommer net hoe hy vir homself bid, en so net hoe hy dit wat ons nou oor praat in praktyk oor. Soos enige beginsels wat jy daar het, net vir ons wil help mee om dit op die tafel te sit, as ons kon kyk na hoe Jesus self gaan bid het, in 'n groot, dit wil sê sy eksistensiële krisis bid. Jesus kyk sy dood letterlik in die koe. Is daar ooit 'n tyd was om te bid, is dit sekerlik toe. Maar tog ten spyte van die doodsbedreiging wat oor sy kop hang,
sien ons dat Jesus nog steeds 'n baie skerp fokus het op God se wil. En ek wil grappig jou oor so net 'n paar gedagtes wat jy daar rondom dalk met ons wil deel. Ja, dankie Kenneth. Ek dink in daai moment van hoofstuk 17 van Johannes, as mens kyk hoe hy vir homself gebid het dan, en dat in die tweede plek het hy gebid vir sy disippels byvoorbeeld. En hy het vir hulle gebid vir 7 dinge in daai moment. Hy het nog op hulle ook gefokus, jy weet, en hy het gebid dat hulle die Vader sal leer ken en dat hulle die ewige lewe sal hê. Dan baie praktiese goed, soos byvoorbeeld is dat hulle beskerm sal word teen die wêreld en die bose en die versoekings van die wêreld en een sal wees met die Vader soos hy een is met die Vader, en baie prakties vir hulle gebid. Maar ek dink alles begin vir my, as mens kyk self in die laaste moment van Jesus se gebedslewe, het begin met van die begin af sy fokuspunte rondom dit. Wat hy gesê het, maar hy het gekom om die wil van sy Vader te doen. En ons het daaroor gepraat, dat hy gekom het om te verheerlik, om sy Pa se wil te kom doen en te ken, te luister. Dis hoekom gebed vir my so belangrik is om te leer om te luister. Selfs as ek gaan bid in die oggende, waaroor wil die Vader hê moet ek bid? En dat ek kan reageer op grond van die prikkel van die Gees in my hart. En dit vind 'n mens in Jesus se lewe van begin tot einde. Maar as ek iets prakties kan sê, dan wil ek graag die volgende sê. As ons dikwels kursusse doen rondom die in-kontak materiaal, dan het ek die ouens baie keer 3 vrae antwoord. En die eerste vraag is, wat is jou droom vir jou lewe? Met ander woorde, wat is die jou begeerte wat in jou hart is? En dan skryf almal alles nou neer, jou visies en jou drome en jou missies en so. En dan kom ons by die vraag, maar wat was die passie gewees van jou hart binne kan jou droom? En almal is passievol oor iets, rugby of cricket of visvang of wat ook al. Maar dan kom ons by Jesus en dan vra ons die vraag, wat was Jesus se passie gewees? En almal maar die kruis, en hy is lief vir ons, hy het gesterf van die kruis. Maar dis nie waar nie. Die passie van Jesus se lewe is Johannes 14 vers 31, waar Jesus sê, kom het is van die wêreld, van die plek af weggaan, dat die wêreld kan weet hoe lief ek my Vader het. Hy is na die kruis toe as gevolg van 'n liefde vir sy Vader, nie 'n liefde vir ons nie. Maar dan, die volgende vraag is, as dit Jesus se passie is, wat is dan Jesus se doel op die aarde gewees? Wat is sy, wat is die purpose? En dan kom ons by die antwoord, dat ons dan baie vrae het so daai, en dan sê nee, hy sê dit self in Johannes hoofstuk 4 vers 34, ek het gekom, my voedsel is om te doen die wil van my Vader. So ons kan sien sy passie is liefde, en ek kan sien die wil van sy Vader, dit was sy dryfkrag gewees. En dan die laaste vraag, altyd weer 'n vraag, wat se plan het Jesus gemaak om daar uit te kom? Wat 'n plan maak ek en jy om ons passies uit te leef en ons doelwitte te bereik en so aan? Ons wil werk langer ure, ons spaar geldjie, wat ook al, jy weet, maar wat is Jesus se plan gewees? En hy het gaan sit aan die voete van sy Vader om te luister en dan net so te gaan doen. En dan sê ek vir die mense normaalweg, as ons verkeerd begin, Kenneth, gaan ons verkeerd eindig. As ek nou opstyg donderdag op die van Walvis Bay se lughawe af, en daai kaptein sy vinger gly bietjie en hy skuif daai grade Celsius en dan sê dit van hom te vlieg na Pretoria toe land ons in Durban. So as ons reg begin by Walvis Bay, maar ons eindig by die verkeerde plek. En ek dink dit is baie keer met gemeentes gebeur in lidmate, ons motief is reg, ons hart is reg, ons begeerte is reg, ons begin dalk 'n bietjie verkeerd. En dan eindig ons verkeerd. So ons fokus op die verkeerde goed, want die regte ding eintlik is intimiteit met die Vader, sy plan, sy wil, en dit raak jou passie met ander woorde. As jou passie is om soos Jesus te wees en so by sy Pa te wees, dan raak dit jou doel in die lewe en ook jou plan wat jy gaan najaag. En ek dink dit is wat mense sien tot op daai oomblik van die kruis. Dit was Jesus se passie gewees. En sy doel was gewees om sy Vader te verheerlik. En die plan wat hy maak is om te gaan sit, om te luister en dan dit net so te gaan doen. So miskien moet ons ook leer net om weer net ons koers reg te kry, ons passies, ons doele en ons planne, jy weet, sal ook weer reg eindig. Ja, goed. Sê net so 'n bietjie daarop reageer, Gerard. Ja, en ek wil sommer se kan gou net 'n addisionele vraag vra, wat gebed betref in ons gemeente is dalk so 'n bietjie meer van 'n vraag wat ons kan help om net te verstaan, prakties, wat gebeur, hoe moet ons dit verstaan aan die een kant, aan die ander kant ook die taal wat ons gebruik rondom gebed. So ons het daar byvoorbeeld so rukkie terug het ons nou ook nog geweldige droogtes gehad. Suid-Afrika so 'n paar jaar gelede was daar ook baie droogtes gewees. En wat dan nou mag gebeur is gemeentelede kom saam en sê ons moet bid, ons groepe wat bid.
of selfs as iemand siek is, dan is dit mos gebedsketting, ons moet bid. En die taal wat dikwels gebruik word is, eerstens ons moet bid, en dan daarna as die situasie nie verbeter nie, dan is dit ons moet nou hierdie keer ernstig bid, of ons moet nou harder bid. En ek dink van die taal wat ek al gehoor het, is dat soos ons bid, is nou God se hand wat nou stadig beweeg. En hoe meer mense bid, hoe vinniger beweeg hierdie hand. En as ek nou ophou bid, dan trek hierdie hand nou bietjie terug. Hoe kan ons dit verstaan in terme van groepe wat saam bid? Ek dink dit sit geweldig baie druk op mense. Man baie keer aan bid ons saam en dit wat ons graag wil hê, of dit wat vir ons soos die beste uitkoms lyk, of dit nie plaas het. En as dit mense 'n bietjie geweldige skuldgevoel van, het ek nou nie reg gebid nie, het ons nie genoeg gebid nie, het ons nou nie in aanhalings ernstig genoeg gebid nie. Hoe kan 'n mens hierdie taal aanspreek? En wat gebeur wanneer gelowiges saam bid? Ja, ek dink is twee moeilike sake wat jy opper, Gerard, maar as ek eenvoudige antwoord vir dit, jy weet, baie keer as mens kyk na droogte byvoorbeeld, dan het die Here mos nou gesê in 2 Kronieke 7 vers 14 en ek vers 13, en hy sê as my volk, hy sê as ek dan nou die hemel sou toesluit en as ek pestsiekte steel my volk en my volk dit besef, dis ek wat besig is om te werk en hulle dan verootmoedig voor my en bid, my aangesig soek en bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek vanuit die hemel hoor. Ek sal baie keer eerder versigtiger wees net as om saam te bid en dan sê maar ons moet nou harder bid en meer bid, ons moet nou reg bid, ons moet nou deur bid, jy weet. Is om vir die Here te gaan vra, maar wat is die oorsaak van kom ons sê die droogte? En hoe kan ons daarop reageer? Wat is u besig om te doen? Want hy sê as my volk dit raak sien, dis ek wat besig is om te werk en dan terugkeer na my toe. Hoe moet ons reageer op dit wat ons ervaar in die gemeenskap op die oomblik? Hoekom is die Here besig om dit te doen en wat moet ons maak daarmee? Ek sal eerder daai aanslag begin meer op fokus, want dan is die Here besig met 'n reis met sy mense in daai oomblik. En dis wat Jesus ook gesê het in Johannes hoofstuk 10. Hy sê dat hulle een sal wees met die Vader soos wat ek een is met my disippels. En dis byvoorbeeld eenheid by die Vader se hart is belangriker byvoorbeeld as om self te bid. Want dan weet jy in elk geval waaroor om te bid. So ek sal eerder die vraag begin vra, as daar droogte is, wat is die oorsaak van dit? Het ons gesondig teen die Here? Soos byvoorbeeld daar in die Weskus op 'n stadium het ek gepreek by 'n plek en toe is daar ook droogte gewees en toe ook die gemeente verootmoedig voor die Here en die Here se aangesig gesoek vir reën, toe kom die reën. En net vir die opdrag met die reeks dienste om daar te gaan preek, het hulle so 'n stuurde van 'n dankdienste om vir God dankie te sê, was daar van die jong manne van die gemeenskap wat die aand daar by 'n nagklub gaan dans het en hulle het so 'n botteltjie olie gekry en daar was nou danseresse gewees, hulle kon oral se smeer nou hulle wil smeer en so aan. Toe dacht ek net op die sê vir hulle, maar as die Here dan nou nie weer gaan reën gee hier nie, kan ek dit verstaan. Van God se dank, in steede van is nou 'n dankdag om te sê dankie vir die reën, is om so gedrink te raak dat die mense dans op die tafels rond en jong manne gaan nagklubs toe om oral se olies te gaan smeer. Dit was God se dank gewees, jy weet. En dan wonder mens dikwels as die Here dan sy hand terugtrek 'n bietjie in die toekoms rondom daai gebied, jy weet, wat is dan die oorsaak van dit? Dis wanneer dit was nou sy dank gewees in daai oomblik. So ek sal baie keer as daar nou goed gebeur, tyd spandeer in die gemeente om miskien 'n sessie of 2 te hê, om mooi by die Here te gaan hoor, wat wil die Here kom doen hierdeur? Waarmee is hy besig? Hoe kan ons daarop reageer? Dat ons ook in sy wil kan reageer en kan bid daaroor. Want God het ook 'n plan daarmee. Hy gee droogtes, hy gee reën, hy gee groei, hy gee plante, die groei van tomaties en van mielies en van wat ook al, jy weet, dis die Here wat dit doen. So ek sal letterlik, Gerard, in steede van net sê kom ons bid nou en vra vir voorbinding, sê kom ons maak 'n tyd van afsondering. Kom ons soek die Here se aangesig oor wat is die oorsaak en die rede. Dus daarop kan reageer en dan in die geloof bid te vra vir die Here om te gee op sy tyd. Want as ons een met hom met ander woorde, dis die eenheid. Ek kan nou vir julle twee, miskien net so 'n bietjie ter afsluiting van ons lekker gesprek. Die middel gaan op baie gesprekke rondom hierdie voering, dis regtig vir ons almal goed, maar ek is nie regtig 'n visser man. Ek kan nou regtig sê ek sien net 'n klomp blou water en hopelik is daar vis in. Maar soms as jy langs iemand staan en kyk jy maar wat hulle doen, wat vir hulle nou die beste en jy ruil maar idees uit en sien maar wat se knope en stroppe en al die voeters en dan hopelik is daar nou ergens iets om te leer ondervinding. Miskien wil ek ook vra, miskien is dit goed dat ons dit net ons 'n bietjie na die tuisbodem toe bring. Ek wil sommer vir julle vra wat nou in diens van die Here staan en 'n lang pad met hom stap. Net gee vir ons luisteraars net so 'n bietjie inkyk in 'n persoonlike manier van omgaan met gebed. Is dit 'n
Is dit vroeg in die oggend, is dit lang tydperke, is dit gedurende die dag? Ek dink dit is baie belangrik dat ons net sommer net ter wille van deursigtigheid, helderheid, ons luisteraars net so 'n bietjie in inblink gee oor maar hoe lyk dit? Wat gebeur en wanneer gebeur dit? Ek ons het nou die teologie baie mooi uitgepak en ons lank vir julle sê dankie vir dit het regtig waardevol oorgekom. Maar net so baie praktiese, sommer ons begin by hierso by Gerard. As jy vir ons kan vertel met jou inrigting, jou inkleding van jou gebedslewe, eers jy deur 'n sekere manier, is daar iets wat jy lees op hierdie stadium? Vertel vir ons om net jou eie gebedslewe, hoe lyk dit as jy nie omgee? En dat vir jou werk en wat vir jou nie werk nie. Ja, so vir my, elkeen verskil seker maar nou rondom dit, maar vir my is dit baie moeilik om myself te fokus binne 5 minute. My kop is baie besig. Ek dink aan die volgende ding wat gedoen moet word en wat afgehandel moet word. Is kyk vir my beter om in 'n tyd vir afsondering in te gaan. So ek sal 1 of 2 keer 'n week sal ek 'n sekere hoeveelheid ure sien maar 'n maand of so, as my vrou bietjie gaan kuier by skoonma of so, dan sal ek bietjie op my eie wees en dit is die tyd wat ek regtig my hart voor die Here oopmaak. En dit help vir my dat ek nie 'n wekker het en weet oor 15 minute of 20 minute het ek 'n volgende afspraak nie. Want dan begin my kop se rat al klaar draai oor wat ek nou moet sê, wat ek moet vra of hoe ek dit gaan hanteer. Dis die een ding. Die ander ding is die woord leer ons vir ons moet nie op prinse vertrou nie, maar moet ook nie op tegnologie of enigiets soos dit vertrou nie, want as daar 'n alarm op jou foon is, dan gaan hy afgaan. En as jou TV naby jou is, dan gaan jy iets sien wat jou aandag aftrek. So persoonlik hou ek daarvan, ek sit my foon af, ek steek hom weg vir myself. Ek probeer so ver as moontlik van enigiets afkom wat my aandag kan aftrek. As ek regtig sukkel met die Here te connect, soos hulle sê, dan help die woord my geweldig baie. Geniet dit om meer psalms te lees, dit help my om in daai moment in te kom. Dit help my om my gedagtes te rig op die Here. Maar ja, om so saam te vat vir myself is dit werklik moeilik om 'n wekker te stel, dit is seker 20 minute om by die Here uit te kom. Dit werk vir my beter om eerder soos 'n mens maar nou met jou meisie of met jou vrou 'n tyd vasmaak, dis date night. En dan sit ons al die ander goed weg. Ek geniet my date night met die Here, is vir my goed. Net voordat ek vir Frans die laaste woord gee, miskien daar rondom. As ek iets in my eie lewe kan deel wat vir my nogal goed werk, ek kon nogal dat kamer kry verwakker mee. Dit was nooit nog vir my maklik om op 'n bed te leer nie, want 'n bed is 'n plek waar jy slaap. So ek sou vinnig moeg en moedeloos op 'n bed, poes my op by die beerkamer en gaan sit. Maar op gebed is dieselfde vir my, dat die ruimte wat jy bekleë, moet eintlik jou heilige ruimte met God wees. Dis 'n plek waar jy jouself kan verwoedig. Dit moet 'n plek is, ek persoonlik verkies het om hard met die Here te praat. Die eenvoudige rede, my gedagtes dwaal maar vinnig, as ek stil bid, dan begin ek dink aan môre en die beplanning en wat gaan nou gebeur en ek moet een terugbel. So dit help my geweldig baie om so my hart op te bid. Gerard, jy sê 'n baie waarding rondom die woord. Ek het letterlik al beleef hoe psalms ook my help met gebede. Soms het mens nie woorde nie, soms het mens nie die struktuur nie. En help dit as mens deur 'n psalm bid. Die Here is my herder. Here, baie dankie dat U my versorg, dat U my goeie herder is. Dankie dat U lewe vir my afgelê het. U lei my na groen weivelde. Here, wat beteken dit? Jy weet so, ek sal 'n psalm letterlik vat soos 'n kierie. En dan help hy vir my soms as ek nie woorde het of onseker is hoe ek moet bid. Ek glo nogal daar in die beginsel van by die woord. Vir my werk dit nou nogal en ek stem saam net oor tyd. Ek is moeg in die aand. Die aand is nie vir my beste gebedstyd nie. Dis 'n tyd waar ek wil afskakel. Ek glo natuurlik is daar ruimte daarvoor. Maar ek voel maar vir my persoonlik, weet die heel eerste ding waarmee ek my gedag wil begin is tyd saam met die Here. Dit voel vir my of dit net so jou instemming, soos 'n gitaar, ek weet nie of julle dit al beleef het, maar 'n gitaar soms uit tune uit. So dit voel vir my soos wanneer die gitaar net gaan sting, dit harmoniseer, daar is van die dag, hy resoneer, as hy mooi ingestem is, dan leef jy anders daai dag. Dit maar wat vir my by die saam werk, François, vir jou en jou persoonlike lewe, Ja, ek dink soos wat Gerrit reg gesê het, elkeen het pas sy eie modelle, wat hy najag en so aan en wat hy toepas. Vir myself is daar natuurlik die fisiese voorbereiding.
ou kan tog nie vroeg in die môre opstaan as jy elke nag laat gaan slaap in die nag nie. Om met genoeg slaap in die nag inkry. So daar is seker dinge wat ou kan om jouself voor te berei wat jy nodig het vir dit. Maar heidaglik op die oomblik, wat ek persoonlik doen is, as ek in die oggende wakker word, dan ek het 'n kommitment gemaak in die Here, dan sal ek sommer net so afvlei van die bed af op my knieë, dan net die dag aan hom toe vertrou. In Psalm 25 vers 15 staan daar geskrywe, ek het die Here voor my gehou, en fokus op die covenant beginsel. Hy is in my, hy is by my, hy is saam met my vir die dag, en dan begin 'n koffietjie maak en draaitjie stap, miskien en dan eers gaan sit en Bybel lees en bid en dan praat ons met die Here. En jy sal ook in die aand as jy gaan slaap, en daar is 'n teksvers wat sê ek het gaan slaap, ek het gaan lê en aan die slaap geraak, want die Here ondersteun vir my in die psalmes. En so jy kan ook die nag, en dan kom ek agter die nag as ek gaan slaap, dan is my onderbewussyn en my gees in kontak met hom terwyl ek slaap. Baie keer is jy besig om met die Here te praat in die nagte as jy slaap, maar wat die binnekamer betref, dis vroeg in die môre. Ek sit te lees die skrif en dan pyns ek daaroor. Ek skryf in my joernaal, ek praat met die Here, maar praktiese goeders is byvoorbeeld ek sal nie jouself gaan antwoord of 'n e-pos doen voor 9:00 in die môre of so nie. Basies weet ek het 'n afsprake. Wanneer is die stiltyd soos Gerrit reg gesê het, jy weet, en so ek het bietjie meer geskryf oor my boekie ook met tyd met hom. Maar soos wat jy groei saam met die Here, sit 'n mens goedjies by en jy vat weg en so aan. Maar ja, dan die woord is baie belangrik om dit te lees, dit te bepeins, dit te mediteer. Ek meen selfs die Here Jesus aan die kruis het hy 3 keer gebid en in 2 van sy 3 gebede het hy teksverse aangehaal. In teksvers kom daar die psalmes wat hy sê, en is eintlik vir sy ma gesê, het staan op die kruis, het van gesê, maar ek het gaan lê. Hoe sê die Joodse mense, hy sê, I lay me down, God, my Father, my soul to keep. Met ander woorde, die Joodse mense het in die aande vir hulle kinders gelees. Hy sê, ek het gaan lê en gaan slaap, en ek vertrou my siel toe aan die Vader, wat my sal beskerm en bewaar. Dis eintlik 'n teksvers in die psalmes, en Jesus quoteer dit vanaf die kruis vir sy ma, om vir haar te sê, maar hy gaan nou net bietjie lê, hy gaan sy pau, sy siel, en hy gaan binnekort weer opstaan, om haar te bemoedig, maar hy quoteer in sy gebed teksverse, en dit is nogal wat belangrik is, om dit te verstaan, die liefde vir die woord. So ja, so het baie om te leer eintlik. Ja. Wat graag so met die aanhaling van Leonard Ravenhill skryf die volgende in sy boek, rondom herlewing. No man is greater than his prayer life. The pastor who is not praying is playing. The people who are not praying are straying. The pulpit can be a shop window to display one's talents. The prayer closet allows no sharp showing off. Poverty-stricken as a church is today, in many things, she is most stricken here, in the place of prayer. We have many organizers, but few agonizers. Many players, and few prayers. Many singers, few clingers. Lots of pastors, few wrestlers. Many fears, few tears. Much fashion, little passion. Many intercessors, and many writers, but few fighters. Falling yearly, failing everywhere. Miskien is dit nogal kragtige woorde om ons mooi te herinner dat die krag van gebed en die wonder van gebed is nie vir 'n paar uitverkores, maar regtig waar vir die hele som totaal van die geloofgemeenskap. En ek dink dit help vir ons om regtig te fokus daarop. Fransjo, baie dankie vir jou wat saam met ons kuier hierdie week. Ons 'n groot voorreg. Gerard my kollega, baie dankie vir jou. Ons sê vir jou dankie vir die mooi dienswerk wat jy ook lewer. Mag die Here vir ons luisteraars diep en ryk seën. Kom sluit sommer net so af in 'n gebed. Here Jesus, baie dankie vir u groot liefde en u genade. Dankie dat ons die allergrootste voorreg het om te mag bid. En so wil ons bid, Here, dat u werklik waar nie net ons hoorders mag van die woord, maar ook bidders van die woord. Mag ons die aangesig soek, mag ons harte gedraai wees na u. Mag ons iets van die lepsje maag, Here, die verootmoediging van ons siele voor u, die soeke na God se aangesig. Mag ons ingesteldheid regtig wees op die aangesig aan God. En so wil ek bid, Here, gee van ons harte wat brand vir Jesus, brand vir evangelie, brand vir herlewing, brand vir die Gees. En Heilige Gees, kom besoek vir ons in hierdie tye. Wees u swaar teenwoordig op ons. Mag ons iets van die teenwoordigheid van die Here in elke faset beleef, Here. Waarom ook in ons mag gaan. Sê ons luisteraars, ons wil u vra
dat U ook vir ons knieë gee, Here, wat maklik buig voor hulle koning. Harte wat smelt voor God. As die berge dit dan doen, Here, en die heuwels doen dit dan voor U, hoeveel te meer dan U kinders nie. Draai ons harte terug na U toe. Geef ons harte van bloed en vlees. In die naam van ons Here Jesus. Amen. Dankie liewe luisteraars, mag julle 'n wonderlike en geseënde dag dan verder hê.